Vandag se lesie behandel ons nou nog weer funksies. Die funksie waarna ons vandag gaan begin kyk, is die eksponensiële funksie. Nou by ons eksponensiële funksie is die onafhanklike veranderlike x in die eksponent van die mag met 'n positiewe konstante grondtaal. Nou die basiese standaardvorm van hierdie eksponensiële funksie is ook baie belangrik. Die basiese standaardvorm is voordat daar enige verskywings plaasvind. So, ons basiese vorm het ons y is gelyk aan b tot die mag x, of fx is gelyk aan b tot die mag x, waar daar nou sekere beperkings op b is. Met ander woorde, b moet groter wees as 0, en b is nooit gelyk aan 1. Dis baie belangrike beperkings wat op hierdie basiese standaardvorm geplaas word. En daar's altyd twee beperkings op b wat die funksie beïnvloed. Ons eerste beperkingkie sê vir ons b moet groter wees as 1. Byvoorbeeld as b nou groter is as 1, onthou b kan nooit gelyk wees aan 1 nie, want 1 tot die mag 3 is 1, 1 tot die mag 5 is 1, so jy kry eintlik dan maar net 'n reguit lyn grafiek. Maar as b nou groter is as 1, kan b nou byvoorbeeld gelyk wees aan 2, of b kan gelyk wees aan 3. Met ander woorde, wat is b? b is 'n positiewe heelgetal. So, wanneer b 'n positiewe heelgetal is, gaan ons nou kyk hoe lyk ons grafiekie. So, as ons kyk na 'n positiewe heelgetal, met ander woorde, ons sien byvoorbeeld y is gelyk aan 3 tot die mag x. Dan kan ons hom ook mos nou skryf as f is 'n funksie van x is gelyk aan 3 tot die mag x. Dis ons skryfwyses. So wanneer ons na hierdie funksie gaan kyk, gaan ons x en ons y-koördinate kry. En onthou, ons x is ons onafhanklike veranderlike en ons y is ons afhanklike veranderlike. So, wanneer ons nou hierdie funksie wil teken, kan ons eie x-waardes gaan kies, wat ons nou wil instel in hierdie funksie wat ons nou het van y is gelyk aan 3 tot die mag x. Gewoonlik kies ek dan nou ook sommer my x-waardes so, dat hulle weerskante van my y-as is, so ek gaan byvoorbeeld nou die waardekies kies vir x soos -2, -1, 0, 1 en 2. Met ander woorde, as ons nou my y gaan uitwerk, gaan ek nou in die eerste plek kry y is gelyk aan 3 tot die mag -2. Met ander woorde, y is gelyk aan 1 op 9. Dan kry ek my volgende enetjie, y is gelyk aan 3 tot die mag -1. Met ander woorde, y is gelyk aan 'n derde. Volgende ene kry ek, y is gelyk aan 3 tot die mag 0 en dit beteken y is gelyk aan 1. As ek nou 1 instel, dan kry ek y is gelyk aan 3 tot die mag 1, wat vir my sê y is gelyk aan 3. Met ander woorde, 1 en 3 is my koördinate. As ek nou 2 gaan instel, kry ek 3 tot die mag 2, met ander woorde, ek kry y is gelyk aan 9. So, as ek nou hierdie grafiek van my gaan teken, dan kan ek hom nou op my assestelsel gaan teken, en ek het my x-as en my y-as en my oorsprong. Wanneer ek die punte gaan teken, kan ek nou sien hierso, is byvoorbeeld die punt -2 en 'n 9de.
Dan het ek nou die punt 0 en 1 en verder het ek die punt 2 en 9. Ek teken nou nie my sketsie volgens skaal nie, maar my punte wat ek daar teken is nou al vir my 'n aanduiding waardeur hierdie grafiek gaan, en ek kan my punte net verbind. Dit gee dus vir my die vorm en die skets van die grafiek. As ek dan nou mooi kyk na hom, kan ek die vorm begin bepaal. So, as ek sien, ek kyk na my skets uit my tabel uit wat ek geteken het, kry ek, as B groter is as 1, dan gaan my grafiek 'n stygende grafiek wees. Met ander woorde, julle kan ook nou mooi sien, as jy hier begin loop aan die linkerkant, en jy loop, gaan jy opdraand loop, né? Met ander woorde, hy is 'n stygende funksie. Volgende ding wat ek gaan doen is my x-as afsnit. Julle kan nou baie duidelik sien, hy het ook geen x-as afsnit nie, né? So, met ander woorde, ek kan daar skryf geen. Hy het wel 'n y-as afsnit, en hoe bepaal ons nou weer die y-as afsnit? Ons stel vir x gelyk aan 0, en ons het vir x gelyk aan 0 gestel, dan kan jy ook nou duidelik sien, met ander woorde, y is gelyk aan 3 tot die mag 0, enige iets tot die mag 0 is 1, met ander woorde, my y-as afsnit is die punt 0 en 1. Nou, by ons eksponensiële funksie, het ons ook baie belangrik 'n horisontale asymptoot. Nou, as jy mooi kyk na jou grafiek, soos wat ons hom nou al uit die kolom uitgeteken het, gaan jy sien, hierdie grafiek kom al hoe nader hier aan my x-asie. So verder hy gaan, hoe nader gaan hy kom, maar hy gaan nooit my x-as sny nie. Met ander woorde, dit maak dat dit 'n horisontale asymptoot is. So, as ons kyk na ons horisontale asymptoot, kan ons sê, dit is, y is gelyk aan 0. Dan het ons nou by alle funksies mos nou 'n definisieversameling. My definisieversameling gaan oor my x-waardes. Onthou nou net weer, ons definisieversameling as julle dit moet julle nou mooi onthou. Definisieversameling gaan oor my x-waardes. En my waardeversameling gaan oor my y-waardes. Gaan oor my y-waardes. Nou net soos wat julle nou hierdie ding moet onthou, jou D kom voor W in die alfabet en X kom voor Y. So W en Y gaan saam. Dit wat eerste in die alfabet staan, gaan saam. Okay? Definisieversameling, soos definisieversameling gaan oor ons x-waardes, en vir ons eksponensiële funksie is dit altyd net x 'n element van R. Dan kry ons nou nog ons waardeversameling ook. So ons waardeversameling gaan oor ons y-waardes. As ons nou hier kyk op my grafiekie, dan kan ek nou baie mooi sien dat my waardeversameling is al my y-waardes is almal aan die bokant van my x-as. Met ander woorde, dit impliseer dat y groter is as 0, y 'n element van reële getalle. Met ander woorde, hy is groter as sy horisontale asymptoot.
Goed, nou die tweede beperking wat ons kan kry op B, is dat B groter is as 0, maar kleiner is as 1. Onthou aan die begin het ons gesê B is groter as 0 en B is nie gelyk aan 1 nie. Toe het ons gekyk na die geval waar B groter is as 1, maar nou kan B groter wees as 0, maar kleiner is as 1. Met ander woorde, B is 'n half, of 'n derde, of 'n kwart. Met ander woorde, enige breuk. As ons nou kyk na 'n voorbeeld, dan gaan ons byvoorbeeld hê, y is gelyk aan 'n half tot die mag x. Ek gaan hierdie grafiek nou net vir julle skryf op nog 'n manier, want onthou, 'n half kan ons skryf as 2 tot die mag minus 1 tot die mag x. En dit gee ook vir my 2 tot die mag minus x. Met ander woorde, al hierdie skryfwyses is presies dieselfde. Dit is baie belangrik dat julle met ander woorde herken dat 'n half tot die mag x is presies dieselfde as 2 tot die mag minus x, want hulle vra dit nogal dikwels in die eksamen op so 'n manier. So as ons nou gaan kyk na ons x en ons y waardes, x is ons onafhanklike veranderlike, y is ons afhanklike veranderlike, en ons gaan gou ons koördinaatpare kies. So as ek my koördinaatpare nou kies, onthou x is my onafhanklike veranderlike, ek kan hom kies wat ek wil hê hy moet wees, en y is my afhanklike veranderlike, hy hang af van wat x is. So ek kies nou weer hier minus 2, minus 1, 0, 1 en 2. So as ek dit nou in die grafiek gaan instel, gaan ek nou kry, y is gelyk aan 'n half tot die mag min 2. En dit gee vir my, dit is 2 tot die mag min 1 tot die mag min 2, en dit gee vir my 2 se kwadraat wat 4 is. Met ander woorde, 'n half tot die mag min 2 gee vir my 4. As ek nou instel, y is gelyk aan 'n half tot die mag min 1, dan kry ek met ander woorde, y is gelyk aan 2 tot die mag min 1 tot die mag min 1, en dit is y is gelyk aan 2. As ek nou 0 instel, kry ek 'n half tot die mag 0, en ons weet enige iets tot die mag 0 is altyd 1. As ek 1 instel, dan kry ek y is gelyk aan 'n half tot die mag 1, met ander woorde, y is 'n half, en as ek nou my 2kie instel, kry ek 'n half se kwadraat, en 'n half maal 'n half is 'n kwart. Goed, so ek kan hierdie skets van my nou weer gaan teken op my assestelsel, en as ek hom gaan teken op my assestelsel, dan kry ek ook my x-as en my y-as. Wanneer x minus 2 is, ek sien dus wanneer x minus 2 is y 4. So ons het minus 2 en 4. Wanneer x 0 is y 1. En wanneer x 2 is y 'n kwart. So as ek nou my punte verbind, en ek, dit is die vorm van my grafiek. So, kom ons begin kyk nou weer na die vorm. Met ander woorde, as ons eerste ding sien, as ons b groter is as 0,
kleiner is as 1, met ander woorde, my B is 'n breek, 'n positiewe, onthou, hy moet altyd positief wees, maar hy is 'n breek. Dan gaan ek nou sien, dat sy vorm is 'n dalende funksie. Met ander woorde, as ek nou hier gaan begin loop aan die linkerkant, dan gaan ek duidelik afdraand loop, né? Met ander woorde, die oomblik as B nou groter is as 0 en kleiner is as 1, is my vorm dalend. Weer kan ek nou sien as ek kyk na my skets, vra hulle vir 'n X as afsnit en hy het weer geen X as afsnit nie, want soos wat hy nou hier verder gaan hy al hoe nader kom aan my X as, maar hy gaan hom nooit sny nie. Goed, so my derde ding wat ek bepaal is my y-afsnit. Nou vir my y-afsnit stel ek vir x gelyk aan 0. Met ander woorde, ek kry y is gelyk aan 1/2 tot die mag 0, wat dit 1 maak. So my y as afsnit is die punt 0 en 1. Een van die belangrike eienskappe van jou eksponensiële grafiek is dat hy ook 'n asymptoot het. Hy het altyd 'n horisontale asymptoot. Nou, jou horisontale asymptoot is die as waarna toe hy nader, maar nooit gelyk word aan nie. Met ander woorde, hy nader na my x-as, by my x-as is my y gelyk aan 0, maar hy gaan hom nooit sny nie. Dit maak dat dit 'n horisontale asymptoot is. Dan het ons nou ons definisieversameling. Ons onthou, ons definisie gaan oor ons x-waardes, en x is net dood 'n element van reële getalle. As ons kyk na ons waardeversameling, gaan dit oor ons y-waardes, en hier kan julle nou weer sien, my y-waardes is almal boontoe, né? So dis al die y-waardes wat bo die x-as lê. Met ander woorde, ons sê daar y is groter as 0, y is 'n element van reële getalle. In die volgende deeltjie van die eksponensiële funksie kyk ons 'n bietjie na die invloed van a. Nou, wat is hierdie a? Nou, wanneer die eksponensiële funksie met 'n konstante a vermenigvuldig word, word hierdie funksie nou bietjie uitgerek. Met ander woorde, my nuwe standaardvorm is eintlik nou y is gelyk aan a maal b tot die mag x. Of ons praat ook ons van ons funksie fx is gelyk aan a maal b tot die mag x. So kom ons kyk nou 'n bietjie, dit is ons nuwe standaardvorm, met ander woorde, ons het nou ons oorspronklike eksponensiële funksie met 'n konstante vermenigvuldig. Byvoorbeeld, ons kry nou fx is gelyk aan 3 maal met 2 tot die mag x. So, as ons nou hier kyk, dan kan ons sien hierdie 2 is my b. En hierdie b is definitief groter as 1. So, as ek dit nou in gedagte hou, het ons in die eerste plek mos gesien, hoe lyk ons vorm? B is groter as 1, met ander woorde, dit gaan definitief 'n stygende funksie wees. Die oomblik as jy jou funksie se vergelyking al ken, moet jy al, of sien, moet jy al die prentjie in jou kop kan kry van hoe hy gaan lyk. As ons kyk na sy x-afsnit, hy gaan steeds geen x-afsnit hê nie.
want hy gaan nader tot die x-as, maar hy gaan nie die x-as sny nie. As ons sy y-as bepaal, y-as afsnit, onthou dan stel ons vir x gelyk aan 0. Wat gebeur nou? Y is met ander woorde gelyk aan 3 maal met 2 tot die mag 0, en dit gee vir my y is gelyk aan 3 maal 1, met ander woorde y is gelyk aan 3. So my y as afsnit kan ek skryf as die punt 0 en 3. Ons kyk verder na die horisontale asymptoot. My horisontale asymptoot bly onveranderd, met ander woorde y is gelyk aan 0. By hom het ek nog steeds 'n definisieversameling. My definisieversameling bly x 'n element van 'n reële getalle en my waardeversameling bly ook y groter as 0, y 'n element van reële getalle. So as ons kyk na ons x en ons y-waarde, dan kan ons gou 3 punte kies. So ons kies sommer die punte -1, 0 en 1. As ons hom nou moet teken op ons kartesiese vlak, dan het ons x-as en ons het ons y-as. Nou, as x gelyk is aan -1, dan gaan ek kry dat my y is 3 op 2. As x gelyk is aan 0, dan gaan ek kry dat y gelyk is aan 3. En as x gelyk is aan 1, dan kry ek 3 maal 2 wat 6 is. So om hierdie grafiekie nou te teken, gaan ek net gou sommer my punte sit. So ek het hierso by -1 het ek -1 en 3 op 2. 3 op 2 is 1,5. Ek het die punt 0 en 3 en ek het die punt 1 en 6. En dan verbind ek nou net my punte om my grafiek te teken. Jy kan nou sien uit my grafiek uit dat dit 'n stygende funksie is. Hy het geen x-as afsnitte nie. My y-as afsnit is by die punt 0 en 3. My horisontale asymptoot is die vergelyking y is gelyk aan 0. X 'n element van reële getalle en ek kan weer mooi sien my waardeversameling is al die y-waardes bo my x-as, met ander woorde y is groter as 0. Y is 'n element van reële getalle. Nou as die konstante a kleiner is as 0, word die funksie in die x-as gereflekteer. Nou die x-as is ook dieselfde as die lyn y gelyk aan 0. So ons het nou ons standaardvorm en hoe lyk ons standaardvorm is nou die nuwe standaardvorm waar die konstante a nou bykom. Y is gelyk aan a maal b tot die mag x. Nou hierdie a-kie kan 'n positief of 'n negatief wees. Dit is net b wat altyd positief is. So as ons kom kyk na dit, gaan ons nou gou kyk na 'n paar voorbeelde en dan kan julle sien wat die invloed van hierdie a op my grafiek is. My eerste voorbeeld het ek fx is gelyk aan -3 tot die mag x. Nou onthou nou, hierdie is nou dieselfde as of ons hom skryf -1 maal met 3 tot die mag x.
Ek kan met ander woorde daarom sê, die konstante waarmee hierdie funksie vermenigvuldig word, die konstante a, is met ander woorde gelyk aan -1. Met ander woorde, wat met hierdie funksie gebeur het, is hy het nou gereflekteer in my, x-as. Ek gaan net gou vir hom 'n paar x en y koördinate kies, of 'n paar x koördinate kies en daarvolgens my y koördinaat uitwerk, dat ek die sketsie op my asstelsel kan teken. Met ander woorde, ons het die vergelyking y is gelyk aan -1 maal 3 tot die mag x. So as ek het y is gelyk aan minus en my driekie is positief tot die mag -1, dan kry ek y is gelyk aan -1/3. So ek kan hier my koördinaatpaar insit. As ek nou kry y is gelyk aan -3 tot die mag 0, dan kry ek y is gelyk aan -1. So ek kan hierdie koördinaatpaar ook insit, en dan die laaste een is y is gelyk aan -3 tot die mag 1, met ander woorde y is gelyk aan -3, so ek kan daai koördinaatpaar ook daar insit, en as ek my sketsie nou gaan teken, dan gaan ek byvoorbeeld die volgende nou kry. Ek het hierdie punt, is die punt -1 en -1/3. Dan het ek 0 en -1, en dan het ek die punt 1 en -3. So wat julle nou sien gebeur met my funksie, hy het nou om die x-as gereflekteer, en wat ek baie duidelik nou sien, is die funksie is ook dalend nou, né? Met ander woorde, as ek hier begin loop, aan my linkerkant gaan ek afwaarts loop, so my funksie is dalend. By hom gaan ek nou nog steeds sien, ek het 'n definisieversameling, en my definisieversameling bly nou onveranderd, dit bly x 'n element van reële getale. Waar die verandering plaasvind is by my waardeversameling, want wat is my waardeversameling nou? Dis al die y-waardes wat kleiner is as 0, want hulle lê almal onder my x-asie, met ander woorde, y is kleiner as 0, y is 'n element van reële getale. As ek kyk na my tweede voorbeeld, het ek fx is gelyk aan -3 maal 1/2 tot die mag x. Okay? Onthou, jy kan hierdie ook herken as -3 maal met 2 tot die mag -x. Okay? So, as ek kyk na dit, dan sien ek hierso is my b is groter as 0 en kleiner as 1. En hier sien ek nou is my a nou ook weer 'n negatiewe getal. So kom ons kyk hoe werk hy. As ons het ons x en ons y waardes, en ons kies gou weer -1, 0 en 1. Met ander woorde, ons gaan kry y is gelyk aan -3 maal met 1/2 tot die mag -1, en dit gee vir my -6. -6. Dan kry ek nou my volgende enetjie, wat ek het, y is gelyk aan -3
maal 'n half tot die mag 0, met ander woorde, y is gelyk aan minus 3. So wanneer x 0 is y minus 3. En dan die laaste enetjie kry ek, y is gelyk aan minus 3 maal 'n half tot die mag 1. En dit gee vir my y is gelyk aan minus 3 op 2. So as ek die skets gaan teken, gaan ek nou kry minus 1 en minus 6. Minus 1 en minus 6. Ek kry 0 en minus 3 en ek kry 1 en minus 3 op 2. Dit is dan nou met ander woorde hoe my eksponensiële funksie gaan lyk. So as ek nou weer by hom kyk na my definisieversameling, my definisieversameling bly x se element van reële getalle. Maar sy waardeversameling kan ek nou sien, is nou weer alles weer onder die x-as, met ander woorde, y is kleiner as 0, y 'n element van reële getalle. En onthou, hy het nou nog steeds 'n horisontale asymptoot. Hierdie grafieke se horisontale asymptoot is bly vereers nou nog altyd die lyn y gelyk aan 0. Ons gaan nog kyk as hy op en afskuif wat gebeur. Goed, so dit bring ons by 'n opsomming. Dan gaan net hierso vir julle 'n opsommingkie gee oor die vorm wat die invloed van B en die invloed van A is op die vorm van ons grafiek. Goed, so ons eerste enetjie, as ons kyk na ons eerste een se vorm, dan gaan ons sien as B groter is as 1 en my A is groter as 0, dan gaan ek 'n stygende funksie hê. Goed, dit is die eerste belangrike ene. Dan het ons tweede beperking wat ons mos nou kan hê, B is nog steeds groter as 1, maar nou in hierdie geval is my A kleiner as 0. So as dit die geval is die invloed wat hy op die vorm het, dat dit dan 'n dalende funksie gaan wees. So wanneer B groter is as 1 en A is kleiner as 0, is dit die vorm van my grafiek. Nou die derde een wat 'n invloed het op die vorm, is wanneer B groter is as 0, maar kleiner is as 1. En dan nou verder met my konstante, waarmee ek vermenigvuldig word, as hy groter is as 0. Dan gaan sy vorm wees, dat hy 'n dalende funksie is. Want B is nou 'n breuk. B is nou tussen 0 en 1. En A is steeds positief, so hy lê bo my x-as. En hy gaan definitief 'n dalende funksie wees. OK, laaste enetjie. Nog steeds my B wat tussen 0 en 1 lê, maar nou gebeur dit dat A kleiner is as 0. So as A kleiner is as 0, dan beteken dit hy het nou in die
x as gereflekteer. En onthou, ons x as is ook dieselfde as die lyn y gelyk aan 0. So as hy nou in dit gereflekteer het, beteken dit sy vorm gaan so lyk, en dit beteken hy is dan 'n stygende funksie. Okay, so dis belangrike eienskappe van jou eksponensiële funksie wat jy baie goed moet ken. Dit is dan nou eers die einde van ons lesie. Ek gaan nou vir jou 'n paar huiswerksomme gee. En onthou, practice makes perfect. Wiskunde is 'n doenvak. So jy moet self jou pen en papier vat en alles skryf en saam oefen. Geniet jou huiswerk.